Maatjies, dit is tyd om te bid. Maatjies, kom ons bid. Dankie liewe Jesus vir die lekker Sabbatdag wat ons kan hê. En help ons om helper te wees vir ons familie. En dankie dat ons na hierdie storie kan luister. Help ons om te verstaan wat in die storie aangaan. Amen. David sê, ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade. Psalm 89 vers 2. Kom ons sing saam. Ek is so bly, ek het 2 oortjies en oogies gekry, oortjies wat hoor en oogies wat sien, Jesus, ek wil U daarmee dien. Hoera! Het jy 'n verjaarsdag gehad hierdie week? Ek het 'n versie wat ek graag met jou wil deel. In Psalm 90 vers 12 sê dit: leer ons om ons dae so te gebruik dat ons wysheid bekom. Wat dink jy beteken dit? Dit beteken ons moet al die dae, al die jare, al die oomblikke, al die minute wat oor ons pad kom, elke jaar wat die Here ons gee met elke verjaarsdag, wys gebruik sodat ons wys kan word. Vandag gaan ons storie oor Josef en hoe hy sy tyd wys gebruik het en toe die Here vir hom die geleentheid gee, hy dit kon gebruik om ander mense te help. Hy het nie kwade gevoelens in sy hart opgebou of sy tyd gebruik om te probeer om wraak te neem oor mense wat hom slegte dinge aangedoen het nie. En glo my, in jou lewe gaan daar mense wees wat slegte dinge aan jou doen en wat jou soms seer maak. Ons moet wees soos Josef en ons moet hierdie versie onthou. Ek wil hê as jy wil, kan jy na die Sabbatskool om weer gaan lees. Dit is in Psalm 90 vers 12. Leer ons om ons dae so te gebruik dat ons wysheid bekom. Ek hoop jy het 'n wonderlike verjaarsdag gehad. Kom maatjies, kom ons sing vir almal wat hierdie week verjaar het. Veel geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Veel geluk, liewe maatjie, omdat jy verjaar. Mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Tyd vir ons offergawe en sendingverhaal. Ons sendingverhaal vandag seuns en dogters kom uit Indië. Die titel van ons sendingverhaal vandag is Weiering van klipafgode. Toe Bigmashi 10 jaar oud was, het sy dapper geweier om haar ouers se afgode te aanbid. Die storie het begin toe Bigmashi huis toe gekom het vir die somervakansie vanaf die 7de dag Adventiste kosskool. Sy was bly om moeder en vader te sien na maande wat hulle geskei was. In die oggend het Bigmashi opgestaan en gebad. Dan het moeder haar geroep na die gesinsaltaar om hulle gode te aanbid. Die altaar het bestaan uit 6 fotos van klipafgode. Die fotos het laag teen 'n muur in die huis gehang. Onder die fotos was 'n houtrak met 'n lamp, 4 rookstokkies en rooi poeier om op die voorkop te smeer.
Big Machie het die fotos ywerig genader. Vader en moeder het alreeds met oorknysbene op die vloer gesit. Saam met hulle was Big Machie se 9-jarige sussie. Vader het toe 'n klein klokkie gelei wat aangedui het dat gebedstyd begin het. Hy en moeder het begin om na die naam van een van die afgode te sing praat. Hulle het nie hulle oë toegemaak nie. Moeder het gesien dat Big Machie gestaan het en het opgehou om te sing. Sit saam met ons, het sy die meisie bevel. Big Machie het geweier. Ek wil nie hierdie soort goed doen nie, het sy gesê. Moeder het kwaad gelyk. Sy het geweet dat Big Machie vir 5 jaar van Jesus geleer het by die 7de dag Adventiste kosskool. Sy het geweet dat die skool ook 'n oggend godsdiens gehad het waar die kinders Jesus aanbid het in plaas van tradisionele gode. Moeder het nie omgegee dat Big Machie Jesus by die skool aanbid nie. Wanneer jy by die skool is, kan jy soos die Christene wees, het sy gesê. Maar wanneer jy huis toe kom, moet jy doen wat ons doen. Big Machie het nog steeds geweier. Nou was moeder woedend en sy het na Big Machie se klein sussie gedraai. Bid vir jouself en ook vir jou sussie, het sy haar gesê. Big Machie het uitgeglip na 'n ander kamer, terwyl haar gesin gebid het. Na die gebede beëindig het moeder Big Machie gevind en haar pak gegee, omdat sy ongehoorsaam was. Big Machie het saggies gebid vir Jesus om te help. Die volgende dag het moeder Big Machie geroep om saam met die gesin te bid. Weer het Big Machie geweier en weer was sy gestraf. Dieselfde ding het dag na dag plaasgevind. Big Machie sou nie haar besluit verander nie. Sy het geweier om vir die afgode te bid. Uiteindelik het die nuwe skooljaar begin en het sy teruggekeer na die 7de dag Adventiste kosskool. Sy was bly om terug te wees tussen haar vriende en die baie vriendelike onderwysers. Sy was bly dat sy nie geslaan sou word, omdat sy weier om vir afgode te bid. Bovenal was sy bly om in staat te wees om Jesus vrylik te aanbid. Sy het die meisies en die koshuismoeder vertel wat daardie somer gebeur het. Die meisies se koshuismoeder was trots op Big Machie, omdat sy vas gestaan het vir Jesus. By die volgende oggend godsdiens het die koshuismoeder gesê dat God mense in die Bybel geëer het wat geweier het om vir afgode te bid. Afgode wat van hout en klip gemaak is, het geen lewe nie, het sy gesê. Ons het slegs een God, wie ons skepper is, en nie baie gode nie. Satan probeer ons mislei met afgode. Big Machie het toe verstaan dat God trots was op haar, en sy het besluit om nooit weer afgode te aanbid nie. En sy het nie. Vandag is sy 15 jaar oud en weier nog steeds om by die huis vir afgode te bid. Moeder is nie meer kwaad nie en sy het selfs begin
om somtyds vir Jesus te bid. Big Machine Hoop moeder sal eendag slegs tot Jesus bid. Jesus is die ware God, het sy gesê. Onthou seuns en dogters dat deel van hierdie kwartaal se 13de Sabbat offergawe sal Big Machine se skool, die 7de dag Adventiste Engelse hoërskool in Assam in India, se staat kan help om 2 nuwe klaskamers op te rig, sodat meer kinders kan leer dat Jesus die ware God is. Dankie seuns en dogters dat julle so mooi geluister het en dankie dat julle 'n groot offergawe gaan bydra sodat meer kinders in Big Machine se skool kan leer dat Jesus die ware God is. Hallo Sam, waar gaan jy heen? Hallo Rico, ek is op pad winkel toe. Maat vergeet om wortels te koop vir haar breedie vir vanaand. Mens kan nie wortelbreedie hê sonder wortels nie. Dit sal net soos warme water proe. Sy het gesê dat ons gou kan ry, maar ek het gesê ek sal gaan. Op jou fiets, dis nogal ver. Dis goeie oefening en terloops, daar's reeds genoeg gif in die lug. Gif, wat bedoel jy? Sien jy al die motors en trokke? Elkeen het 'n engine en elkeen brand petroleum en die uitlaatgasse veroorsaak lugbesoedeling. En ons asem dit in en dit kan ons vergiftig. Daarom het ek besluit dat as ek met my fiets winkel toe ry en terloops, dit is 'n vervoermiddel wat geen uitlaatgasse het nie. Dit is minder besoedeling. Ek is beïndruk. Nie net dit nie, maar ek het vir my ma en pa gesê, ons moet 'n plan maak om minder met die motor te ry. Soos byvoorbeeld, dat ons eenmaal dorp toe ry en dan sommer baie dinge gelyk doen en nie net een ding doen nie. As ons almal dit doen, sal daar baie meer skoon lug en minder besoedeling wees. Terloops, waarheen is jy op pad? Ek is op pad parkie toe. My ma het vir my geld gegee vir 'n taxi. Jy bedoel een van daardie stinkende petrolslurpende lugbesoedeling taksies. OK, ek sien wat jy bedoel. Kan ek saam met jou gaan? Geen probleem. Jy kan sommer saam in my huis toe kom vir aandete. Hou jy van wortelbreedie? My gunsteling. En dan kan ons jou taxi geld gebruik om mango's te koop. Ek sal sommer nou my ma bel en hoor of dit reg is. Sê vir haar dat jy 'n taxi ry wat nie lugbesoedel nie. En die drywer 'n baie gawe ou is. Net 'n grappie. God het alles vir ons gegee om ons gesond te hou, binne en buite. Gedurende die skepingsweek het hy 'n gesondheidsplan daargestel vir elke skepsel op die aarde, om meer oor gesonde leefwyse te leer, ook oor die God wat ons geskaap het. Ga na kidsbibleinfo.com. Dit is kidsbibleinfo.com. Hierdie program is na julle gebring deur die Kinderbediening Departement van die Wêreldkonferensie van die 7de dag Adventiste. Storytyd. Hallo maatjies. Welkom by ons Sabbatskoolprogram vandag. Die boodskap van ons program is weer by mekaar. Ons versie kom vandag uit Galasiërs 6 vers 10. Laat ons goed doen aan alle mense, veral mense wat deel is van ons Christelike geloof. God kan ons help om ons familie te bedien. Toe Ethan se familie siek was, het hy na sy boetie gekyk, sodat sy ouers 'n bietjie kon rus. Ethan het gehelp om kos te maak en om na sy boetie om te sien. Help jy die mense in jou familie?
Vandag se storie gaan oor wat Josef vir sy familie gedoen het. Nadat hy vir baie jare weg was, het pappa Jakob terug na Kanaan toegekeer met sy vrouens en 12 seuns. Josef was sy tweede jongste en sy pa se gunsteling. Omdat hy sy pa se gunsteling was, het sy oudste boeties nie baie van hom gehou nie en besluit om hom te verkoop. In Egipte het Josef getrou gebly aan God, selfs al het slegte dinge met hom gebeur. God het hom gehelp om die gouverneur van Egipte geword en toe 'n droogte oor die land kom, het Jakob sy 10 seuns Egipte toe gestuur vir kos. Josef was in beheer van die kos. Josef se boeties het nie geweet wie hy is nie, maar Josef het hulle erken en uiteindelik het hy homself aan hulle bekend gemaak. Hy het vir hulle gesê dat hy hulle vergewe het omdat hulle hom in slawerny verkoop het. Hy het beloof om na hulle om te sien, die hele familie. En nou was die boeties op pad terug na Kanaan met die goeie nuus. Joh, wat 'n trip was dit. Hulle het soveel goed gehad om saam te vat. Nuwe klere en geld wat Josef vir hulle gegee het. Hulle het baie donkies gehad wat gekroon het met persente vir hulle pa. En hulle het Farao se spesiale uitnodiging gehad vir hulle om in Egipte te kom bly. Hy het beloof dat hulle familie sal genoeg kos hê om te eet deur die res van die droogte. Toe hulle by die huis kom, het hulle pappa nie kon glo wat hy hoor nie. Sy gunsteling seun Josef was weer lewendig. Josef was nie dood nie. Hy het al die jare geglo Josef is weg. Is jy seker? Is jy seker? Het hy sy seuns oor en oor gevra. Sê vir my weer. Uiteindelik het Jakob en sy familie begin terugkeer na Egipte. Al sy kinders, al sy familie, al sy kleinkinders, almal het gegaan. Party het gemaklik in die waans gesit wat Farao saamgestuur het en ander het langs die waans geloop. Ander het weer op die donkies gesit wat Farao saamgestuur het. Dit was 'n baie lang pad, maar hulle het baie kos gehad en Jakob se hart het gesing die hele pad. Hy was so bly. Hy gaan weer sy seun sien. In Josef se huis het een van sy bediendes gehardloop om vir hom die goeie nuus te vertel. Jou familie is amper hier. O, maak vinnig, kry my perde reg. Josef het so vinnig as wat hy kan met sy perdewaans gery om sy pappa te ontmoet. Toe hy kom waar hy was, het Josef na sy pappa toe gehardloop en hom omhels. Hulle het saam gehuil van blydskap. Kort daarna het Josef 5 van sy boeties na die paleis toe gevat om vir Farao te ontmoet. Wat is julle beroep? Het Farao gevra. Ons is skaapwagters, het hulle gesê. Jou boeties kan maar in Goshen leef, het Farao vir Josef gesê. Dis die beste van my land. Ek sal hulle ook hier om na my skape en beeste te kyk, as hulle wil. Josef het ook sy pa gevat om vir Farao te ontmoet. Toe het Jakob, hierdie groot man van God, vir Farao, die koning van Egipte, geseën. Na dit het Jakob vir nog 17 jaar saam met hulle in Egipte geleef. Hy was 147 jaar oud toe hy oorlede is. Josef se boeties het begin bekommerd raak. Nou dat hulle vader dood is, wat sou Josef doen? Sou hy nou uiteindelik sy wraak op hulle neem? Hulle het besluit om vir Josef 'n boodskap gestuur. Voor ons vader dood is, het hy gesê jy moet ons vergewe vir die dinge wat ons aan jou gedoen het. Julle het bedoel om my seer te maak, het Josef gesê, maar God het dit alles vir die beste laat uitwerk. Hy het dit moontlik gemaak vir my om julle almal te help. Hoe het God dit moontlik gemaak vir jou om jou familie te help? Jy mag dalk nie 'n offisier in jou land se regering wees nie, en jy sal dalk nooit jou familie van 'n droogte hoef te red nie, maar jy is deel van 'n familie. Wat kan jy doen om te help en om liefde te wys vir die mense saam met wie jy bly? Wat kan jy doen
om jou kerkfamilie te help. Ek is seker jy het sommer 'n paar idees. Hallo maatjies, het julle die storie geniet? Wel, dis tyd vir ons aktiwiteit. Vandag het ek vir julle 'n gebedjie idee. 'n Manier hoe julle julle lyfies kan gebruik om vir God te loof en te aanbid. Wil julle weet hoe dit werk? Kom, ek gaan julle vertel. OK, so. Ons gaan begin by ons voete en dan gaan ons deur ons lyfie werk en aan alles dink wat ons liggaam ons aan herinner om vir God te kan dankie sê en hom te loof. Kom ons bid saam. Voete. Dankie Here vir my voete. Ek loof U dat ek kan staan en beweeg en die hele wêreld vol kan gaan. Ek is mal oor die pragtige wêreld wat U geskep het. Help my om my voete te gebruik om te gaan waar U wil hê ek moet gaan. Help my ook om voete vir mense te wees wat dit moeilik vind om te loop. Volgende het ons knieë. Here, dankie vir my knieë. Dankie vir die gawe van gebed. Dankie dat ek tot U kan bid en U kan loof en aanbid in gebed. My hande. Dankie Here vir my hande. Ek loof U vir die manier waarop U hulle gemaak het en al die wonderlike dinge wat hulle kan doen. Help my om my hande te gebruik om ander mense jou liefde te wys. My ore. Dankie Here vir my ore. Ek loof U vir al die verskillende klanke wat hulle kan hoor. Help my om te luister na dit wat U vir my sê. My oë. Here, dankie vir my oë. Ek loof U vir die ongelooflike manier hoe my oë gemaak is. Ek loof U vir die ongelooflike skepping wat U gemaak het. Die sterre, die blomme, al die verskillende kleure wat ons kan sien in die natuur en vir die vertroosting wat dit bring om 'n familielid se gesig te sien wat ek goed ken. Maak my oë oop om mense te sien soos wat U hulle sien en hulle lief te hê soos wat U hulle liefhet. My mond. Here, baie dankie vir my mond. Ek loof U dat ek kan praat en myself uitdruk. Help my om my woorde te gebruik om U liefde en opbouende woorde in 'n wêreld in te bring wat seer kry en wat swaar kry. Maatjies, sal julle onthou om bietjie na julle lyfies te kyk vanaand as julle bid en elke keer as jy jou hande of jou voete of jou knieë of jou ore of jou mond of jou oë sien, sal onthou dat Jesus hulle geskep het en dat hy graag wil hê jy moet dit gebruik om sy liefde in die wêreld uit te dra. Net soos Josef. Josef het sy hele lyfie gebruik om God te dien en hom te loof en te aanbid. En jy kan dieselfde doen. By die Vader maak hy vir ons woonplek, sodat almal wat in hom glo, ook by hom kan wees. Ja, ons wag op die Here en ons sing tot sy Here. Ja, hy kom weer verseker om ons te kom haal. Hy is die weg en hy
tot volgende keer. Tata!